Nou soos jy weet op 'n maandag hierdie tyd gesels ons met Andrew Burden van Burden Swart en Botha Prokureurs en ons het 'n baie interessante onderwerp weer. Onthou as jy dalk iets wil vra regsgewys, is jy ook welkom om 'n SMS te stuur advies na 49905. Dalk bespreek ons dit in die toekoms. Jy weet nooit. Correct. En as jy vir Andrew in die hande wil kry, ek sal dit na die tyd ook weer sê, dan e-pos jy aburden.co.za sommer nou. En hierdie is nou 'n onderwerp wat ons almal een of ander tyd gaan tref, ek glo so, en natuurlik is dit nou as jy onregmatig gearresteer word deur polisie, maar nou moet ek eers vir Andrew sê, hallo Andrew, hoe gaan dit met jou? Hallo Kevin, dit gaan baie goed met my. Gaan nie so goed met die rugby deesdae daar onder in die Kaap nie. Ag ek weet, sies tog. Die ou streep Baie geluk aan die Vrystaat. Baie mooi gespeel. Hey, Mooi wat van die blou bulle? En Come die on. bulle Ja, ook. dis reg. Dis okay, ons vat hom. Okay, so ek weet ons praat nou hieroor en baie mense het 'n ewige vrees vir 'n padblokkade, 'n ewige vrees, want dit lyk sommer intimiderend al het jy niks verkeerd gedoen nie. Dit lyk sommer as jy hierdie ligte sien in die cops en almal is net daar. Dit lyk sommer verskriklik. So wat ek wil weet eers by jou, as ek gearresteer is vir wat ook al by 'n padblokkade, moet hulle my in 'n vangwa gooi en tjookie toe vat of kan ek met my eie kar ry? Riva, ja, dis 'n vraag wat nogal baie opkom. Kyk, in vroeër jare was dit so gewees dat die polisie, as hulle nou iemand nou heel bedaard is en so voort, dat hom toelaat om met sy eie voertuig te ry, 'n polisieman ry saam met hom, maar na regte moet jy onthou dat die oomblik wanneer jy gearresteer is jou vryheid ontneem en jy is onder die bewaking en beskerming van die polisie. Dan kan hulle jou eintlik nie met jou eie voertuig laat ry nie, hulle moet jou met 'n polisievoertuig ry. Vat. Kom ons veronderstel nou, jy praat nou van as jy nou gearresteer word. Kom ons vat nou dis 'n geharde misdadiger en hy wil nou op dieselfde reg aanspraak maak deur met sy eie voertuig te ry. Dit kan net nie werk nie. Korrek, ja. Dis waarom as jy gearresteer is, dan die beste wat jy kan doen is om jouself te onderwerp aan die polisie se gesag en sonder om kwaad te word, sonder om aggressief te raak, want soos ons nou reeds weet is die polisie hoe sal ek dit stel? Onder die spervuur. Ja, hulle is onder die spervuur aan die een kant. Kyk, daar is 'n paar slegte appels wat die hele batch nou maar 'n slegte naam gee. Ja. Hulle is nie almal sleg. Nee, natuurlik nie. Maar daar's net, jy loop die gevaar dat jy met 'n polisieman te doen kry wat nie behoorlik opgelei is nie, of wat klaar gefrustreerd is oor iets, en hy kan vir jou hardhandig behandel. Ons het nou verskeie gevalle gesien in die media, en in die nuus, die Douglas Dale geval, die geval van die taxi-bestuurder wat agter die polisievoertuig aangesleep is. Dis mense wat aangerand is, mense hoor daagliks daarvan. Hou eerder net by wat jou regte is en laat die polisie hulle gang gaan. Andrew, nou dat ons dit noem, né, mag die polisie onder enige omstandighede mag hulle geweld gebruik as ek nie saamwerk nie. Sê nou ek is nou regtig hardkoppig en ek wil nie saamwerk nie en ek is op stroppelis en ek is net, jy weet, moeilik. Mag hulle geweld gebruik? Mag hulle my dreig met daai vuurwapen van hulle? Mag hulle? Ja, kyk Riewe, nee, hy mag jou nie dreig met die vuurwapen nie. Wat hy moet doen is, soos ek die vorige keer gesê het, arrestasie behels twee handelinge. Die een is om fisies jou self onder sy beheer te kry en die ander is om vir jou die twee bene, die ander been is om jou die rede van die arrestasie mee te deel. Nou hy mag sodanige geweld, die minimum geweld gebruik wat nodig is om jou onder sy beheer te neem, om jou te arresteer. Met ander woorde, normale arrestasie sal gaan met hy vat jou aan die arm en sê ek arresteer jou. Nou, as jy jouself verset, dan gaan dit natuurlik meer geweld beteken wat hy gaan gebruik. Wat die vuurwapen aanbetref, is die artikel 49 van die strafproseswet, wat hier met die begin van na ons grondwet gekry het, wat toe onder die spervuur gekom het as gevolg van die feit dat dit ook toegelaat dat 'n polisieman, 'n voortvlugtende of iemand wat weghardloop op hom mag skiet. En toe is dit ongrondwetlik bevind. Met ander woorde, die polisie mag alleenlik soos enige ander persoon sy vuurwapen gebruik wanneer hy voel dat sy eie lewe in gevaar is. Natuurlik, ja. Met ander woorde, as dit 'n enkele polisieman is en daar staan 4 mense wat nou gereed staan om hom aan te rand met eisters en messe ensovoorts, dan mag hy sy vuurwapen gebruik om hulle onder bedwang te bring. Maar nie as 'n 3 polisiemanne is en 'n enkele vrou en dan 'n vuurwapen teen die kop druk, soos ons ook al gehoor het van. Ja.
Maar as ons gaan by jou wat jou kyk jou gearresteerde het ook regte. Dis eintlik wat ons vandag oor sou wou gepraat het. En een ding wat jy moet baie goed onthou is dat jy reg om te swyg. Korrek, ja. Jy moenie 'n verklaring maak nie en asseblief moenie 'n verklaring maak sonder jou regsverteenwoordiger nie, want daardie verklaring is getuienis wat in die hof teen jou gebruik gaan word. Dit het verskeie ander regte, hulle is almal verskans in artikel 45 van ons grondwet. Wat is 'n gearresteerde, aangehoude en beskuldige persoon se regte. Het ook 'n reg op regsverteenwoordiging, jy kan 'n prokureur skakel. Nou dit werk nie in die praktyk so nie. Hulle vat gewoonlik jou foon en dan sit hulle vir jou in 'n sel en jy kom nie by jou prokureur uit dat jy hom kan skakel nie, maar jy het die reg om dit te doen. Daar moet jy dit so gou as moontlik doen. Okay. Dis een van die goed wat jy so vinnig as kan moet doen ten einde te sê waantoe is jy op pad. Dan ook jy moet jou naam en adres aan die polisie verskaf. Hulle is geregtig daarop. En luisteraars moet onthou dat dit 'n misdryf om 'n verkeerde naam of adres aan 'n polisieman te gee. Hulle kan vir jou aanhou. Ja. As jy 'n verkeerde naam of adres gee en hulle gaan stel vas dat dit is die verkeerde, dan kan hulle jou bly aanhou, want dan sien jy risiko daarvan dat jy kan nie opdaag by die verhoor nie. Ja. Want arrest is alleenlik daar ten einde te verseker dat jy in die hof gaan verskyn. Dis alwaarvoor jy gearresteer word. Andersins is daar nie 'n rede vir jou arrest nie, want jy is nog nie skuldig bevind nie. En dus en as jy die polisie kan jou ook 12 ure aanhou ten einde hulle die geleentheid gee om jou naam en adres of jou adres ten minste te gaan vasstel. Nou dan het jy reg om deur 'n dokter ondersoek te word. Jy mag jou eie klere dra, jy kan die voorgeskrewe rantsoenvoedsel ontvang, jy kan met menswaardigheid, jy het die reg om met menswaardigheid behandel te word. En dan is daar 'n ander tamaletjie in ons reg en dis die 48 uur aanhouding. Ja, wat presies behels dit? Dit is waar jy gearresteer word op 'n dag, en dit word ook in die grondwet behandel, waar jy arresteer buite hofure of op 'n dag wat nie 'n hofdag is nie. So met ander woorde, jy word op Vrydagmiddag aangekeer. Die polisie is baie lief daarvoor om jou op Vrydagmiddag te arresteer. Ja. Dan kan hulle jou 48 ure in arrestasie hou, of die einde van die eerste hofdag na die verstryking van die 48 uur, as die 48 uur buite gewone hofure val, of op 'n dag wat nie 'n gewone dag is nie, verstryk, dan moet hulle jou hof toe vat. Maar met ander woorde, nie later as die 48 uur of as die 48 uur na die eerste datum of wat die hof weer sit verstryk. Met ander woorde, as hulle jou op 'n Vrydag in hegtenis neem, dan vat hulle jou eers gewoonlik die Maandag hof toe. Wat verkeerd is, ek sal nou met 'n volgende geleentheid dat hierdie 48 uur 'n reël word misbruik baie keer om mense te intimideer, en ek sal by 'n volgende geleentheid meer in detail bespreek. Ek wil amper sê net ter afsluiting, jy moet eintlik jou prokureur se nommer as een van jou noodnommers ook op jou foon hou. Maak seker jy het hom. Ja. En so van noodnommers gepraat, hoe kry ons jou in die hande? My nommer is, die kantoornommer is 012 346 3554 en my e-posadres is andrew@aburden.co.za. Maklik, andrew@aburden.co.za. Telefoonnommer 012 346 3554. So maklik soos dit. Andrew, baie dankie. Dankie julle. Gesels weer volgende week.